Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus. Ons gaan 'n bietjie vandag praat oor persone in die Bybel en ek wil graag oor julle praat oor iemand in die Ou Testament. So, ly of treur jy vandag? Voel jy seer gemaak en alleen? En dink jy dalk dat niemand so moes ly soos jy nie? Wonder jy of God self jou verlaat het? Indien wel, weet asseblief jy is nie alleen nie. Die Bybel is vol vroue wat deur onuitspreeklike tragedies gegaan het. Vandag kyk ons na een van daardie vroue, Rispa. Sy 'n byvrou van koning Saul gewees, wat die slagoffer van nasionale skinder en het toe hulpeloos toegekyk hoe haar 2 seuns vir die sondes van hul vader gehang is. En tog deur dit alles het sy haar kop omhoog gehou en met waardigheid en krag gereageer. Toe ek die eerste keer van Rispa gelees het, was ek verbaas oor haar storie. Wat het dit alles beteken? Wat was die betekenis? Hoe kan dit moontlik met vandag se vroue verband hou? Maar nadat ek hierdie ander vroue bestudeer het en meer tyd gehad het om oor Rispa te bid, het ek 'n heel ander nuwe begrip van haar. Die eerste keer dat ons Rispa ontmoet is in 2 Samuel 3. Ons word vertel dat Saul 'n byvrou met die naam Rispa gehad het en dat Isboset na Saul se dood Abner, sy militêre bevelvoerder, daarvan beskuldig het dat hy by Rispa geslaap het. Dit was 'n ernstige beskuldiging, want as dit waar is, sou dit beteken dat Abner haar gebruik het om Isboset in te haal. Abner was diep beledig deur die valse beskuldiging en het gevolglik sy loyaliteit aan Dawid verskuif en sodoende die einde van Saul se troon veroorsaak. Ons hoor nie weer van Rispa tot die 21ste hoofstuk van 2 Samuel nie. Op hierdie stadium is Dawid koning en daar is 'n ernstige hongersnood in die land. Hy bid en vra God wat die rede vir die hongersnood is. God openbaar aan hom dat dit is omdat Saul en sy bloeddorstige moord op die Gibeoniete is. 400 jaar gelede het Josua 'n verdrag met die Gibeoniete onderteken wat hulle toegelaat het om as slawe in die land te bly. Maar Saul het in sy misleide poging om God te paai die verdrag verbreek en die mense aangeval en doodgemaak. Dawid het met die Gibeoniete vergader en gevra wat hy kon doen om dit reg te maak. Hulle het geantwoord dat hulle nie geld wil hê of dat Dawid iemand moet doodmaak nie, maar hulle wou hê dat hy 7 van Saul se nakomelinge aan hulle moes gee om gehang te word. Om redes wat ons dalk nooit sal verstaan nie, het Dawid ingestem tot hulle eise. Hy het Rispa se 2 seuns en 5 van Saul se kleinseuns wat Michal grootgemaak het, oorhandig. Asof dit nie erg genoeg was nie, het hy toe heeltemal van hulle vergeet en nie die wet gevolg dat wanneer 'n man doodgemaak is, sy liggaam dieselfde dag begrawe moes word nie. Rispa het hulpeloos toegekyk hoe haar seuns doodgemaak word en dan verlaat word om aan die bome te hang. Sy kon hulle nie afhaal nie, maar sy het geweier om van hulle weg te gaan, soos al die ander. Sy het as in 'n sak op 'n rots gesprei en dit vir haarself op 'n rots aan die voet van die kruise uitgesprei. Sy het 5 maande lank op die heuwel gekampeer en haar seuns se liggame beskerm teen verwoesting deur wilde diere. Dit sê dat sy bedags die voëls daarvan weerhou het om hulle te eet en snags het sy die diere van die veld weggehou. Vir 5 maande het sy gekyk hoe hul liggame stadig verval. Vir 5 maande het sy waaksaam langs hulle gebly, hoewel die stank oorweldigend was. Dit sê sy het daar gebly vanaf die begin van die oesseisoen totdat die laatreën uit die hemel uitgestort het. Ander het haar sekerlik daar gesien. Hulle kon nie anders as om die liggame op te let wat aan die kruise hang nie, hoe alleen moes sy gevoel het met die wete dat niemand anders omgee nie. Maar uiteindelik het die nuus Dawid bereik en ons word vertel dat hulle bene bymekaar gemaak het, sowel as die bene van Saul en Jonathan wat by Jabes Gilead agtergelaat is. En Dawid het die bene van hulle almal in die graf van Kis, Saul se vader, laat begrawe. Die storie eindig deur te sê dat nadat hulle begrawe is, God aggeslaan het op die gebed vir die land Israel. So, wat kan ons uit Rispa se verhaal leer? Dit is een van daardie stories wat met my soveel onbeantwoorde vrae laat. Waarom was hierdie vrou
net 'n byvrou en nie 'n volwaardige vrou nie? Waarom was sy die slagoffer van kwaadwillige kinderpraatjies? Waarom moes sy sien hoe haar seuns vir iemand anders se sonde sterf? Hoekom het niemand daaraan gedink om al liggame te begrawe nie? Ons sal nooit die antwoord op daardie vraag weet nie. Maar wat hiervan? Waarom is Rispa in die Bybel ingesluit? Wat kan ons by haar en haar storie leer? Ek is mal daaroor dat alhoewel Rispa 'n slagoffer was, wat vasgevang was in die politiek van die mans in haar lewe, en al was sy min gerespekteer in haar leeftyd, het God haar geëer deur haar naam in die Bybel op te neem. Sy was dalk onsigbaar vir haar tydgenote, maar sy word vir ewig verenig deur haar insluiting op die bladsye van 2 Samuel. Rispa is dalk nie 'n leidende dame in die Bybel nie. Sy mag dalk nie die Hall of Fame van Bybelse vroue haal nie, maar ons kan baie uit Rispa se voorbeeld leer. Rispa was vir altyd op die agtergrond. Sy het nie die eerste snit van koninklike vrouens gemaak nie. Isboset het haar slegs gesien as eiendom wat vir politieke gewin gebruik kon word. Dawid het haar seuns as weggooibaar beskou en niemand het genoeg vir haar omgegee om by haar op die heuwel met die kruise aan te sluit, of ten minste om na haar te kyk en seker te maak dat daar na haar omgesien word nie. As 'n vrou ooit rede gehad het om haarself jammer te kry, het Rispa dit gedoen. En tog sien ons geen teken van selfbejammering nie. Anders as Abigail op die vrou van Tekoa was Rispa nie een van wat gesag geneem het en haar saak voor Dawid gepleit het nie. En hoekom sou sy? Dit was as gevolg van hom dat sy in die situasie was waarin sy was. Sy was heeltemal alleen, behalwe dat sy nie was nie, sy het haar geloof gehad. Bo op daardie heuwel het Rispa sakdoek of sak en as uitgesprei. Sak en as is gebruik as 'n teken van rou, beide vir persoonlike verlies en vir nasionale rampe. Dit is ook gebruik om bekering en 'n terugkeer na God te toon. Die res van Israel het dalk met hulle lewens voortgegaan, maar Rispa het by God gepleit, totdat die reën uit die hemel neergedaal het. Vir 5 maande het sy op daardie stuk sak as gestaan terwyl sy oor daardie lyke gewaak het. Die angs wat sy moes gevoel het, toe sy gesien het hoe haar geliefdes agteruitgaan, met die wete dat hulle dood die gevolg was van Israel se geestelike tekortkominge, maar sy het nooit geloof verloor nie. Sy het nooit haar wag verlaat nie. Dat ons daardie soort geloof en toewyding kan hê, wanneer leuns oor ons versprei word, wanneer ons geliefdes van ons weggeneem word, wanneer ons hele wêreld voor ons oë verkrummel en dit voel asof ons al heeltemal alleen is, dat ons op koers kan bly, ons saak by die Here kan pleit en nooit moet opgee nie, totdat hy genesende reën stuur om op ons uit te stort. Mag hierdie 'n boodskap wees wat met julle harte spreek en besef dat dit wat God doen in ons lewens is nie verniet nie. God weet wat hy doen. Wees sterk en volmoed. Die Here seën julle, ek bid vir julle elkeen. Dankie dat julle luister na my en gaan in vrede en ek bid vir julle elkeen. Dankie. Amen. Lekker middag.